Goeiemôre, so dag 13, op dag 13 het ek wakker geword met 'n vinger wat nog al hoe perser word en het die videoetjie wat ek gister gemaak het oornag nie opgelaai nie omdat die wifi te swak was. Dit is gelukkig die oomblik as ek weer 'n beter wifi kom, sal hy laai, so julle gaan hierdie dalk nou net so 'n paar uur laat sien. So vandag is dit nou 19 km tot op Melide en dit is nou in hierdie stadium net so na 7, so dis nog meer as 'n uur voor die son gaan opkom, maar ek gaan nou in die pad val want ek is gretig om by 'n apteek uit te kom in Melide. Daarso sal ek raad vra hoor of ek 'n dokter moet gaan sien, maar ek dink ek behoort nie 'n dokter nodig te hê nie. Ek het gelukkig 'n kursus antibiotika by my gehad in die sak en die mediese dokter by die huis het laat weet, dit is nou die oomblik waarop ek die antibiotika kan uithaal. So ek het begin met die antibiotika, ek smeer salf aan, maar ek gaan net 'n draai ook maak by die apteek op Melide om te hoor of daar dalk nog ietsie is wat hulle kan doen om my herstel aan te help. Vandag nie 'n moeilike dag nie en vandag 'n interessante dag. Vandag is die laaste nuwe afstand wat ek gaan aflê. Hierso na 19 km vandag kom ek op Melide aan en as Melide vir jou bekend klink, Melide is 'n dorp op die Franse roete. So tegnies, hoor julle hier's 'n baba. Iemand het 'n baba saamgebring op 'n Camino, daai baba het die hele nag gehuil. Daai baba het nie lus vir saamstap nie. So Melide is op die Franse roete en tegnies is dit vandag die Franse roete wat aansluit by die Primitivo, want onthou, die Primitivo was die eerste roete wat gestap is, so, maar omdat daar meer mense is op die Franse roete as op die Primitivo roete, sê die meeste mense dan nou vandag dat die Primitivo roete dan nou eindig en by die Franse roete aansluit. Daai Amerikaanse egpaar van Seattle wat ek ontmoet het vir my prontuit gesê, hulle stap net tot op Melide en dan gaan hulle ophou, want dit is vir hulle waar die Primitivo eindig. Ek gaan vandag nog 5 km verder stap, omdat ek in gesonder tye besluit het, ek wil net 'n bietjie van nou af na die amptelike skof te bly. Dit maak net dat die gedruis 'n bietjie minder is, dat daar minder mense op die paaie is, en ook ek het nou al 2 keer op Melide geslaap, en laas was Boenti vir my nou nogals interessant. Boenti was in 'n stadium die amptelike einde van die Camino, met die 1918 griep, wat hulle die Spaanse griep genoem het, wou hulle nie gehad het dat die pelgrims in Santiago ingaan nie, omdat hulle nie wou gehad het dat die griep moes versprei nie, en toe het die Camino amptelik geëindig in Boenti. My Camino gaan nie eindig in Boenti nie, maar ek gaan wel hopelik vandag vorder tot in Boenti. So, laat ek my pad begin soek, vamos, hier kom ek kenwysie. Hier is nou kan maar 'n boerderygemeenskap, maar hier is nog geen lig in geen huise nie. Wat 'n boer in Suid-Afrika slaap nou tot 7:30 in die oggend. Nie een nie. So ek het daarom al so 3 gestap vir die oggend. Die son gaan nou uitkom. Hier is 'n paar stappers voor my en 'n paar stappers agter my. Okay, so die son is op. Vandag nie 'n reendag nie, maar 'n toegetrekte dag, 'n bewolkte dag. As ek die reënvoorspelling reg kyk, gaan ek droogvoets kom tot in Santiago. Ek kan nie vir julle die wonderwerk hiervan beskryf nie, om van Oviedo af te stap tot in Santiago in enige tyd van die jaar en net reën op die maklikste skof
van die hele Camino te hê. Dis 'n absolute geskenk wat ek gekry het. Ek is so dankbaar daaroor. Ek het wel my reënbaadjie vanoggend aan en ek moet nou vir julle sê, hierdie is die lekkerste stapbaadjie wat ek nog ooit gehad het. Jy sweet nie van binne nie. Hy's lig. Die kleur is pragtig. Ek is absoluut mal daaroor. Kom ons doen sommer nou die Outer Warehouse minuut. Vandag se Outer Warehouse minuut is ietsie kleins wat nogal so groot verskil in die gewig in jou sak gaan maak. Dit is 'n veeldoelige seep. En as jy skepties was daaroor, oor of jy met dieselfde seep jou lyf, jou wasgoed en jou hare kan was, dan moet jy asseblief niks sê nie, want ek gebruik nog die hele vakansie daai spesifieke seep. As jy ultra lig wil pak, begin met die gewig van jou badkamersakkie. Wasseep, shampoo, skottelgoedseep, waspoeier. Outer Warehouse het 'n oplossing wat jou sakkie baie ligter kan maak. Hoewel ek in hotelle slaap en dikwels die hotel se seep en shampoo gebruik, is hierdie 'n baie lekker ding wat ek gewoonlik in my badsakkie los. Hierdie is 'n veeldoelige seep wat jy kan gebruik vir jou lyf, vir jou hare, sowel as om jou klere en skottelgoed te was. Alles in een houertjie. Dis baie lekker. Jy het nie die grootte nodig nie. Die kleintjie gaan vir jou lank genoeg hou. Nog ligter sal wees as jy vir jou hierdie koop. Dis so 'n houertjie met sulke velletjies, dan haal jy elke keer 'n velletjie uit om te was en dan het hy so daai's vir jou lyf en dan hierso is 'n seep vir jou waarmee jy jou wasgoed kan was. Hallo papa. Hoe gaan dit? Hola. Gracias. Jy het dalk agtergekom dat ek vandag net met een stok loop. Ek probeer so 'n bietjie druk van hierdie seevinger afhaal, so ek hak hier die hand, hak ek hier in die rugsak se band laat hy net stil kan wees. Maar die twee stapstokke stap so lekker, jy kom met so lekker ritme. Ek is mal daaroor. Ek gaan van nou af altyd so stap. Ek sal nooit moeg word vir hierdie soort paaie nie. Dit is my so mooi. $65.6. Hallo. Hallo, Bas. Ek gaan nie seermaak nie. Dankie. Nadat ons nou vir die grootste deel van die laaste 2 dae langs paaie gestap het. Kyk hierdie mooi pad waar ons nou skielik weer is, nê? Veldblommetjies. Ongelooflik mooi. Sjoe, hierdie is so 'n lekker Camino, hoor.
Die meisie wat nou hier agter my loop vra vir my van waar kom ek? Ek sê Suid-Afrika, sy sê sy is van China. Nou ek het al baie oosterlinge raak geloop op die Caminos, maar dit is die eerste Chinees wat ek raak loop. En toe vra sy vir my, was ek al in China? Sê ek van nee, nog nie. Toe sê sy, you are welcome. So, China is oop vir besigheid, julle. Ek sal vreeslik graag daai groot muur in China wil sien. Ek weet jy kan daarop loop, stukke daarop loop. Ek sal dit nogals baie graag wil doen, maar dit is nou nie onder my top 10 bestemmings op die oomblik nie. Wat 'n lekker stappad is hierdie. Perfekte stap weer ook, perfek. Ek het al so 13, 14 gedoen vir die dag en ek het nog so 13 oor vir die dag. Dis nog so 7 na Melide toe. Waar ek hoop om 'n apteek te kry. Die vinger is teer, maar gelukkig loop ek nie op my vingers nie, so ek vorder baie goed. Dis 'n heerlike dag. Dit is sulke uitstekende weer. Ek stap baie lekker. Daar's 'n bordjie op wat sê van hierdie klippe kom uit die bronsera uit en die mense moet asseblief nie daar opkrap nie. So hierdie is 'n terrein van groot geologiese belang. Dis pragtig, is al wat ek kan sê. Dit is so 'n netjiese en lekker stappad. Donde vemos, o sea. Bueno, Pero hoy nos quedamos ahí en Ciudad con nosotros. he escuchado que... Dice que es buenísimo el lugar. Sí, El animal he es muy bueno. escuchado que es bonito. Ahí va. Pero también he escuchado cuando... So hier is min of meer by die einde van die Primitivo. Hiervoor sluit die stappers van die Franse roetebans aan. Dan gaan ons van hier af saam stap tot in Santiago. Het is nou net so oor die 50. Ek dink die laaste bordjie wat ek gesien het was 54 op die oomblik, 54 km. Ek gaan nou eers gou 'n apteek soek. Maar hierdie vinger van my is al klaar baie beter. Baie beter. Dit was 'n lekker dag tot dan toe. Kyk, hier's nou nog ons 'n kliniek vir pelgrims oor kan die kerk in Melide. Hulle is net natuurlik nou toe want is nou middagete, maar ek dink ek is nou uitgesorteer, ek is okay. En hulle het hierso 'n webwerfadres wat jy kan kontak as jy aanlyn konsultasies nodig het. So as ek dalk later weer in die knyp is, kan ek vir hulle 'n aanlyn konsultasie aanvra, laat hulle vir my help, maar dis nogals oulik, né? So Melide was nou baie goed vir my.
Die vrou in die apteek is een van daai klein apteekies waar daar's net een mens agter so 'n toonbank. Het een kyk gegee na die goed op my arm en op my vinger en het agtertoe verdwyn en het teruggekom met pille en ek gaan dit vanaand drink. So ek aanvaar dat ek nou uitgesorteer is. Toe het ek gestop en gou ietsie geëet. Was waarskynlik 'n bietjie te ryk vir iemand wat nog 5 km moet loop, maar ek het lekker geëet en nou het ek my hoofmaaltyd vir die dag agter die rug. So as jy een van die mense is wat sê jy wil nie die Franse roete stap nie omdat die Franse roete het te besig geword, dan is dit my raad. Eerstens wil ek vir jou sê, dit is nie so nie. Daar is baie mense, maar dis nie sleg nie. Dis eintlik vir my lekker dat daar so baie pelgrims by mekaar is. Dit het my nog nooit gepla dat daar so baie pelgrims op hierdie laaste stuk is nie. Tweedens wil ek vir jou sê, as dit vir jou pla, doen dan soos wat ek nou doen. Stap of 'n bietjie eindig jou skof of 'n bietjie voor die amptelike skof of 'n bietjie na die amptelike skof. So die meeste mense stop nou op Melide vandag. Ek gaan nou nog aanstap. Hier's 'n paar stappers nou nog saam met my, maar dit beteken die pad is hierdie tyd van die middag stil en dit beteken ook dat as ons môreoggend in die pad val, dan is die Melide se mense nog 'n uur agter ons. So dan is ek ook môreoggend het ek die pad vir 'n langer tyd vir myself. Die vinnige stappers wat in Melide begin gaan my inhaal in 'n stadium, maar dis oukei. Dit pla nie vir my nie, maar hierdie is 'n goeie oplossing. Hier is 'n baken, kom ek sê gou vir jou, hoe ver is ons nou? So hierdie baken sê 51.5. En dankie Carlos dat jy jou naam gaan staan en uitkrap het op 'n baken wat ons almal gebruik. En dit nou nogals op die 16de September van hierdie jaar. Mense wat die Two Oceans gehardloop het sal van hier af nou sommer dit in een skoffie kon afgedraf het, maar ek is nou nie 'n Oceans atleet nie, so ek het nou nog vanmiddag se bietjie en dan nog 2 stap daaroor tot in Santiago. Begin daai opgewonde, daai Santiago gevoel kry. Jo, ek kan nie wag nie. Laaste kilometer vir die dag, was 'n lekker dag. Ek drink 'n bietjie rooibos tee van die huis af. Vandag was nou een van die Camino dae wat jou weer verras het. Ek het so sleg geslaap laasnag. Ek was so bekommerd oor die kloppende vinger. Die baba wat geraas het, nie dat ek iets het teen mense wat kinders op vakansie neem nie. Maar ek het wakker geword vanoggend en gedink, moet ek nou maar 'n taxi laat kom en Melide toe ry met die taxi nie? En ek is so bly dat ek op die ou en dit nie gedoen het nie. Hierdie was een van my lekkerste stapdae nog ooit. Dit was nou regtig een van daai 3 beertjie dae. Dit was nie te ver nie en dit was nie te naby nie. En die optrande was nie te kwaai nie, maar dit was nie te maklik nie. En daar was lekker stopplek langs die pad. Dit was 'n verskriklike mooi roete en ek het lekker gesels met mense langs die pad. So ek is so bly ek het vandag gestap. Ek is vanaand in Boente, maar ek is
op die Camino. Ek is soos in my voordeur sit op die Camino. Môreoggend gaan ek by hierdie deur uitval en dadelik begin stap, maar ek is 'n entjie van die dorp af, so ek het nou vanaand my eie kos gaar gemaak. Ek gaan vir julle oormôre in 'n Ouder Heroes minuut wys wat ek vanaand vir my gaar gemaak het, want dit is eintlik ook iets wat baie lekker is, wat jy in 'n sak kan hou vir sulke noodgevalle soos vanaand. Môre is nou die lang dag. Môre is 'n 33 km dag. Kan ek 33 km stap? Ek is nog nie seker nie. Nee, ek sal kan, maar ek het besluit ek gaan nou môre weer lekker vroeg opstaan soos wat ek in my 2022 Camino gedoen het. So ek hoop om teen môreoggend 6:00 al in die pad te val en dan gaan ek eenvoudig elke paar uur stop vir 'n koffietjie en net weer die kilometers dat aftik. Ek het dit doelbewus so gekies sodat ek 'n ekstra dag in Santiago kan hê en dat ek 'n ekstra dag op die ou end in Bilbao kan hê. Maar Vrydag, as die Here wil, Vrydag kom ek in Santiago aan. Daar's in hierdie stadium 48 km oor en ek stap 33 daarvan môre. Baie dankie Ouder Heroes. Julle het 'n fantastiese vlakreeks geborg en goeie nag. Ek sien vir julle môre.